Amen. Wat 'n voorreg familie. Geseënd is u in Jesus naam. En u is ingeskakel op die program Encounters hier op Kruiskyk TV. Ek is Desmond Berry en ek is jou host. Ek is die presenter van Encounters. Elke donderdag om 9 uur en herhaling van hierdie program die Vrydagoggend om 11:30. Nou, ek het laasweek begin om te praat met u oor die Heilige Gees, die bediening van die Heilige Gees, maar spesifiek oor die krag van die Heilige Gees. En ek wil vandag verder met u gaan, ek wil verder met u praat en gesels oor hierdie onderwerp. En ek wil weer onsselfde reference skrif gebruik en dit is in Handelinge hoofstuk 1 en dan lees ek sommer vanaf vers 6. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle gekom het. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou, ek gaan vandag met die praat oor krag vir Judea. Nou, ek het het ook laasweek genoem, wat ek weer gaan sê, ek verwys nie na Judea in die Bybelse tyd, of 'n plek buite Suid-Afrika of ergens in Israel nie. Nee, dit is nie 'n geografiese plek waarvan ek vandag met u praat nie, maar dit is 'n plek in die gees. Dit is 'n geest, daar's 'n geestelike konnotasie as ons vandag praat oor Judea. En ek wil net sommer gou vir u noem dat die woord Judea beteken land van die Jode. Nommer 1, dit beteken land van die Jode, land of the Jews. En dan Judea kom ook van die woord Juda of Judah, wat beteken prys. En dit is baie interessant dat ons praat vandag oor krag vir Judea. Jesus maak dit baie duidelik, nadat sy disippels praat oor die koninkryk van Israel, wat weer, hulle het gepraat van, natuurlik, Israel wat nou opgerig moet word, die koninkryk, want in daai tyd was die koninkryk van Israel natuurlik deur die Romeinse regering, het daar baie dinge gebeur, en dit was hulle concern van die dag. Hulle het gedog dat die Messias wat gaan kom, gaan ook heel eerste gaan hy hierdie dinge reg kry. Hulle het gedink hy het 'n politiese mandaat gehad. Maar sy mandaat was baie meer as polities. Sy mandaat was om die regering van God op die aarde te herstel. En as ek praat van die regering van God, dan praat ons van die koninkryk van God. Daarom sê Jesus, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En hier praat die Here Jesus van 'n baie belangrike persoon, die Heilige Gees. Maar spesifiek verwys hy na die krag van die Heilige Gees. Hy sê, julle sal, en wanneer die Heilige Gees oor julle kom, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daai kenteken is iets waarvoor ek en jy in die dae moet uit na kyk. Ek sê dit weer, dat ons kan nie blind staar aan die spreek van tale nie, alhoewel dit 'n gawe is van die Heilige Gees. Maar soos ons weet, duiwels praat ook in tale. Ons kan nie blind staar aan hulle wat wonders en tekens doen nie, alhoewel ons weet, dit is wat die Here, die autoriteit wat die Here vir sy mense gegee het, wat hom volg. Die wat glo, hulle sal die hande op siekes lê, en so kan ons aangaan. Maar in hierdie tyd, meer as ooit, moet ons uitkyk vir die krag van die Heilige Gees. En die grootste wonderwerk, obviously natuurlik, wanneer ons die krag ontvang, sê Jesus,
gaan ons sy getuies wees. Ons gaan mense vertel van hom. Ons gaan getuig van sy dood. Ons gaan getuig van sy opstanding. Ons gaan getuig van die goeie nuus van die koninkryk van God. En dit is die grootste wonderwerk, wanneer iemand Christus Jesus aanvaar het, hom sy saligmaker gemaak het, dan hierdie persoon sal ewig lewe. Dis die grootste wonderwerk, en dit is die hart van God, dit is die wil van God, dat alle mense gered moet word. Maar vir hierdie taak, familie, of jy 'n gewone broer of suster is, en of jy 'n evangelis is, ons het die krag van die Heilige Gees nodig, om te gaan na die mense, na wie die Here toe ons stuur. En sien, kom ons kyk gou hier na Judea. Nou, natuurlijk die land van die Jode, en as kyk na die Jode, dan sien ons duidelik, as ons die skrif gaan naslaan, dat die Jode het 'n probleem gehad met die Here Jesus Christus. Jy sê, hulle verwagting oor Jesus was anders. Hulle het 'n verkeerde verwagting gehad. Hulle het nie verwag dat sou hy wees nie. Hulle verwagting was heel anders. Hulle het gedink, dit is wat iemand wat sou gekom het met 'n mooi purperkleed, en jy weet, hy het op 'n wit perd aangekom, en sy verskyning was net 'n glorious verskyning. En hier kom hierdie gewone man, die seun van Maria en Josef, gebore in 'n krib in Bethlehem. En hy is die Messias, hy is die Christus, die gesalfde. En hulle het 'n probleem van, hoe kan dit wees, hy is te common. Jy sien, en behalwe dit, the Jews were challenged by his teaching, because hulle interpretasie van die Torah was ook nie soos wat hy dit uitgebeeld het nie. His teachings challenged their interpretation of the Torah. Jy sien, en dit het hulle nog meer, het hulle boos gemaak. Soveel so dat hulle sê dat u is van die duiwel besete. Soveel so dat hulle gesê het, u spreek godslastering, want hulle interpretasie was uitgedaag. En nou sê die Here vir sy disippels, sy volgelinge, vir ek en vir u, sê, ek wil julle na Judea toe stuur. Want Judea moet die evangelie hoor. Weer sê ek, Judea nie 'n geografiese plek, of die Jode na die natuur. Maar hy praat van hierdie geestelike Jode. Ons het vandag te doen met geestelike Jode. Mense wat 'n probleem het met Jesus in jou en my. Mense wat uitgedaag word deur die openbaring van God, omdat hulle interpretasie van die Torah en van die skrif word nou uitgedaag. Jy sien, Judah, kom ons kyk weer na Judah, het beteken prys. Judea kom van die woord Judah, en wat beteken prys? Nou sê die Here, hy sê dit self, deur die profeet Jesaja, hulle is 'n volk wat my nader met hulle tong en hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Jy sien, dit is mense, dit is 'n volk wat ken van prys. Dit is 'n volk wat, hulle weet, soos wat ons sal sê, wat het is om die Here te dien, maar dit is op grond van hulle prys en aanbidding wat ons so sê. Jy sien, so maklik kan ons vandag mense oordeel op grond van hulle songs wat hulle sing. Ons oordeel op grond van die koortjies wat hulle sing, en as daar die koortjies so vurig en warm is, en dit is opgewek soos wat ons het vandag noem, dan sê ons dat is mense wat weet om te dien. Maar ek wil hier herinner dat Juda beteken prys, en Judea is afkomstig van Juda. En die Here sê, as hierdie mense, nou sê ek dit sê almal, maar ek en jy moet versigtig wees. Hy sê, hierdie mense wat my nader met hulle tong en hulle lippe, hulle prys my, hulle eer my met leringe en gebooie van mense, maar hulle harte is ver van my. Hy sê, ek stuur julle na hierdie mense toe. Dit is mense, my God, help ons vandag,
hulle het 'n gedagte van godsaligheid, maar hulle het die krag verloon. En baie van hierdie mense weet nie eers, hulle het die krag verloon nie. Nou sê Jesus, julle sal krag ontvang, dunamis, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek wil met u praat vandag oor krag vir Judea. Kom ek sê nog 'n ding van Juda of van Judea. Daar's 'n ander ding wat ek en u moet verstaan. Dit is in Judea. Kom ons gaan kyk man, en ek gaan dit aanhaal in Johannes 7. Dalk moet ons gou gaan daarna toe. Na Johannes 7 vers 1. En dan hoor ons wat sê die Here hierso. In Johannes 7 vers 1. Hy sê, en daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. Halleluja, Here. Ek sê vandag man, dit is in Judea wat hulle hom wou doodmaak. Hulle wou die Christus doodmaak in Judea, en Jesus het dit geweet. Kan ek vir sê, die Christus beteken die gesalfde. En die woord gesalfde kom van die woord salwing af. So wat ek eintlik vir u vandag wil sê, is dat Judea in die gees is haters van die salwing. Halleluja. Is hulle wat teen geesgevulde mense van God is. Whether ek en u dit nou wil glo of nie. Ek en jy sal met die werklikheid moet in die oë kyk vandag. Daarom het die Here gesê, ek moet julle bo-natuurlike krag gee. Ek wil Judea red. Ek wil Judea bereik. Daar is mense van my in Judea. Maar om die mense te bereik, het julle die krag van die Heilige Gees nodig. You need ability of the Spirit of God. You need strength of the Holy Spirit. You need miraculous power of the Holy Spirit to infiltrate Judea. Want is in Judea waar die salwing gehad word. Die moment wanneer mense wat vol is van God se Gees, wat opereer in die krag van die Heilige Gees, met Judea in aanraking kom, dan haat Judea, dan staan daar iets op in Judea. Judea kan in jou familie wees. Judea kan in jou dorp wees. Judea kan in die stad wees waarin jy woon. Judea kan wees in die gemeenskap wat God jou geplaas. Judea, you will never survive Judea without the power of the Holy Spirit. In Judea kan ons nie waag om sonder die Heilige Gees se krag te gaan nie. Jy sien, wanneer ek en jy sonder God se krag of die krag van die Heilige Gees in Judea in beweeg, wanneer ons daar uitkom familie, jy sal wees, jy sal terugkom soos een wat afvallig is. Jy sal wees soos iemand wat sy geloof in twyfel getrek word. Judea is die plek waar die salwing gehad word. Judea is die plek waar die geesgevulde nie welkom is nie. Maar met die krag van die Heilige Gees is dit 'n hele ander scenario. Ons kyk in die bediening van Jesus. Ons sien die operering van God se krag. Ons sien die bediening van die Heilige Gees in werking in sy lewe. Daarom familie, moet ons prediking nie net mooi woorde is nie. Jy sien, en ek wil niemand aanraak nie, daarom sal ek eers name noem nie, en het is vir niemand nie. But sometimes our preaching, it sounds like rhyming. You know, ons wil rhyme. Ons wil meer rhyme as wat ons wil preek. En dit is nie 'n oordeel nie, en dit is nie 'n negatiewe kritiekie, maar ek sê vandag, halleluja, Paulus het dit self gesê, ek het nie gekom met mooi woorde nie. I didn't come with eloquent speech, but I came in the demonstration of the power of the Holy Spirit. Paulus het geweet dat sonder die demonstrasie van die krag van God se Gees in sy bediening, sal sy woorde maar nog net woorde wees. Dit sal maar net nog 'n preek wees.
My God, maar ons het die krag van God se gees nodig. Jy sien, die skrif sê vir ons uitdruklik in die laaste dae sal baie 'n gedaante van godsaligheid hê. Hy sê, hy gaan verder. Hy sê, en hulle die krag verloor, maar hoor wat sê hy verder? Hy sê, dat in die laaste dae sal mense vir hulle leraars versamel, om in die gehoor gestreel te word. Judea is hulle wat in die gehoor gestreel wil word. Judea is hulle wat vir hulle 'n aantal of 'n versameling van leraars het, sodat hulle kan hoor net wat hulle wil hoor. Net wat vir hulle mooi is, wat vir hulle pas. Maar die krag van God se gees is iets heeltemal anders. Ek sê vir jy man, jy weet wanneer jy die krag van die Heilige Gees het. Want jy weet, ek was nie hierdie persoon nie, ek was nooit so vrymoedig nie. Ek kon nooit so met soveel vrymoedigheid praat nie. Ek kon nooit met soveel boldness kan ek die evangelie getuig nie. Moenie vir my sê, jy weet hoe om te getuig nie. Moenie vir my sê, jy weet hoe om van Jesus te praat nie. Wanneer jy die krag van God se gees het, dan is daar's iets heeltemal anders wat oor jou kom. Skielik weet jy hoe om te praat. Skielik as jy nie meer onvreem, skielik as jy nie meer skaam nie. En jy sien, ons kan baie verskonings maak en sê, ek weet nie hoe nie, en ek is nie gewoond nie. I know what I'm talking about. Ek was nooit hierdie vrymoedige spreker gewees nie. Ek was nooit so bold gewees nie. Ek weet waarvanaf ek kom, ek weet waaruit God my gered het. Maar ek sê vandag, as soos die koekie sê, en toe die krag op my neerdaal. Halleluja, toe die krag op my neerdaal. Daai dag, toe die Heilige Gees oor my kom, toe ontvang ek krag. Ek sê jy, en my lewe was nooit weer dieselfde nie. Daarom weet ek vandag, ek gee erkenning aan die Here, ek gee erkenning aan sy Gees, dat wanneer ek staan voor mense, ek kom nie in my eie krag nie. Wanneer ek gaan sit, dan dank ek God vir sy krag, wat in my en deur my geopereer het, en die krag van die Heilige Gees het niks te doen met hoe hard ek skree nie, no ways, moenie 'n fout maak nie, die krag van God se Gees is wat dit binne in 'n mens kan doen, is die krag van God se Gees wat mense oortuig. Soos op die dag van die Pinksterfees, toe Petrus opstaan en die mense spot oor hulle, hierdie mense wat non-tale praat is vol soet wyn en hulle is dronk, en Paulus staan op vol van die Heilige Gees, die krag van God se Gees op hom, en hy sê, broers, laat ek vir julle vertel wat hier gebeur, en Paulus begin by die profeet Joel, uit die boek van Joel, waar die profeet profeteer en die Here praat deur die profeet, hy sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort, en weet jy, op die einde van hierdie preek, die Bybel sê dat hierdie mense se harte was aangegryp deur die woorde, deur die getuienis, dit was maar net 'n getuienis wat Petrus gelewer het, en daai dag was omtrent 3000 siele het gelowig geword. Kan u voorstel, kan jy dink vandag, dat deur 'n getuienis as 3000 siele na die Here toegebring? Hoe is dit moontlik dat 'n gewone mens, 'n mens soos Petrus, die een wat ons weet, wat baie foute gemaak het, wat die Here verloon het, dat God so 'n feilbare mens kon gebruik? Daarom kon Petrus geen krediet vat nie. Hy kon in niks anders roem nie. Hy kon net roem in die genade en in die krag van God se Gees. Dis wat die krag van die Heilige Gees kan doen. Daarom het Jesus gesê uitdruklik, toe hy met hulle praat, nadat die dood opgestaan, hy sê, wag op die belofte wat julle van my gehoor het. Wag op die belofte van die Vader. Hy het gepraat van die Heilige Gees. Jy sien, daar's baie beloftes in die woord van God, en in hulle, in Christus is hulle ja en amen, maar daar's een belofte wat ek en jy nie sonder kan gaan nie, en dit is die belofte van die Heilige Gees. En dis hoekom ek en jy in hierdie dag, ons moet seker maak,
Hy sê, without the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, ministry will become a burden to you. Sonder die Heilige Gees se krag, familie, ek kan jou nou uit en uit sê, ek weet waarvan ek praat, ek staan 20 jaar in bediening, voltydse bediening. Ek het 'n goeie idee, dat as jy nie in die krag van God se Gees staan en bedien nie, is dit maklik vir jou om op te gee. Maar met God se krag, die krag van sy Heilige Gees, as soos daai lied wat ons altyd gesing het, ek het die krag van die Here, wat aanhou en aanhou. The church is moving on. Why? Because of the power of the Holy Spirit. En ek wil vandag vir iemand, ek wil jou uitdaag, geliefde jy wat ingeskakel het. Ek weet nie waar jy in jou lewe is nie, maar ek wil jy moet seker maak, jy die krag van die Heilige Gees. Dalk is dit dinge wat jy moeilik vind in jou lewe op hierdie tydstip. Maak seker jy die krag van die Heilige Gees. O, halleluja. Dit bring 'n roering binne in jou. Jy hoef nie in jou eie krag te staan nie. Jy hoef niks in jou eie krag te doen nie. Dis wat ons anders maak van hierdie wêreld. Die krag van die Heilige Gees maak ons vreesloos. Dit laat ons staan vrymoedig en dat ons praat en beweeg met groot vrymoedigheid. Mag die krag van die Heilige Gees oor jou kom. Mag jy dit ontvang in die naam van Jesus. Tot volgende week. Ons gaan weer praat oor die krag van die Heilige Gees. Volgende week gaan ek praat krag vir Samaria. Moet dit nie mis nie. Die Here seën. Amen.